ook ek en hulle hierin vrymoedigheid mag hê, soos ek predikers moet preek. Kan nie kom staan en preek wat jy van hou nie. Jy moet hier kom staan en preek wat God wil hê jy moet preek, ou nie? Ek gaan jou vra, as jy vanmôre die vrymoedigheid het, terwyl sy bid, en jy wil, daar's die salfolie, en jy wil hierdie predikante kom salf, en dis 'n baie groot verantwoordelikheid, om hier te staan, en dis nie so maklik as wat dit lyk nie. Frans sê, maar jy laat dit maklik lyk. Ek sê, moenie laat my voorkoms jou blaf nie. Want jy het so groot rooi kol, en elke ou wil skiet. Van die kleinste tot die grootste. Maar dit gaan ons sien in die woord. En ons wil vanmôre vir die Here dankie sê, dat hy bygevoeg het, tot hierdie gemeente, leiers, predikers. En ek hoop as jy vanmôre, as ek sê altyd as ons 'n doopdiens het, sit so dat jy kan sien, nie om te kyk hoe word daai ou onder die water ingedruk nie, sodat daar binne in jou 'n begeerte kan wees. Here, wanneer kan dit ek wees? Wanneer gaan jy wat hier sit? Janie, moenie so vir my loer nie. Hier kom staan. Hulle is afgestudeer, hier is hulle sertifikate. Oeps. Jou was kan nie lekker buk nie. Hier is hulle afgestudeerde pastore en hulle is georden deur Anointed by Christ Pastors Network. Roan en François en Renay. Sit net weer daar op die grond, anders moet ek weer buk. Andersins, as jy nie voor kan of wil staan nie, steek net jou hande uit. Ons het die salwing nodig. Ons het jou gebed nodig. Ons is nie hier oor ons slimmer of mooier, beslis nie ryker is nie. Ons het gebed nodig om die werk van God te doen. En ons het hande nodig om te kom help, om hierdie water deur die drif te trek. Staan 'n bietjie vorentoe, want dalk wil ouens agter julle staan, en jy kom staan in my arm. So. Asseblief. Halleluja. Dankie, Here. Ons almagtige God, ons Vader, ons El Shaddai, ons Adonai. Die boek van Jeremia sê, ek sal vir julle predikers stuur, pastors, sodat julle na hulle kan luister en hulle vir julle leiding kan gee. Here, vanoggend wil ons gemeentepastore, ons presiderende pastoorspaar by u voete kom neerlê. Here, en ek wil vra, nie net ek nie, ek glo die gemeente van Jesus is lig, dat u hulle sal toevou onder u bloed. Here, weggesteek van die vyand, want die vyand is fel, en hy loop rond soos 'n brullende leeu. Maar hy het vergeet om rekening te hou met u, wat die leeu van Juda is. Here, daarom plaas ons hulle onder u bloed, en ons vra, Here, dat u saam met elkeen van hulle sal wandel. Here, waar hulle by hulle huise is, wanneer hulle woord moet voorberei vir ons as gemeente om te moet hoor, Here, dat u daar is vir hulle, om vir hulle uit u skatkamer vir daardie woord op hulle harte te plaas. Here, dat hulle nooit dat hulle self enigiets sal sê nie, dat hulle altyd sal sê wat God die Vader, God die Seun, God se Heilige Gees op hulle harte plaas. Here, ek vra dat u hand van genesing ook oor elkeen van hulle sal wees. Sal een van hulle hier in die gemeente is, wat miskien 'n siekte in hulle liggaam dra, Here, ons weet, spesifiek, ons presiderende pastoor wat nie gesond is nie. Here, maar ons weet dat u die groot geneesheer is, en dat u enige oomblik vir hom in 'n oogwink tot genesing kan bring. Vir elke ander pastoor wat hier staan, ander pastoorsvrou. Here Jesus, ons vra dat as daar enige iets in hulle liggaam is, wat nie van u af is, Here, dat u dit nou sal verwyder, in die naam van Jesus Christus. Here, ons vra dat u gevegsengele opdrag sal gee, om saam met hulle hierdie pad te stap, want die bedieningspad is nie altyd maklik nie. Here, maar ek weet, u weet, en eintlik hoef ek niks te sê nie. Want u weet reeds, u ken elkeen se hart. En voordat ek 'n woord spreek, weet u al reeds wat ek wou sê.
U ken elkeen se begeerte. U ken elkeen se behoefte. Here, en ek weet, ek is net hier om 'n bidder te wees, maar ek vra dat U hulle sal namens my, namens die gemeente van Jesus is lig, sal toevou, hulle ore, hulle geestesore en hulle geesteshart sal oopmaak, om U woord waarlik te hoor, om waarlik in U voetspore te stap, Here, want die wêreld is so vol van valse profete daar buite, dat ons dit nie nodig het in Jesus is lig nie. Here, as al enige iemand ooit enige iets sê wat nie van U af is nie, dat iemand hier in die gemeente die woord sal kry om op te staan en leiding te neem en te sê, pastoor, maar ek dink nie dit is reg nie. Pastoor, ek dink nie jy praat nou die waarheid. Here, dat ons nie sal bang wees om te veg vir U koninkryk nie. Here, dat ons as gemeente van Jesus is lig, saam met hierdie pastoorskare hulle hande omhoog sal hou, vir hulle sal intree, sal aanhou intree, sodat hulle in wysheid en in insig ons leiers kan wees. Here, ek bid U seën oor elkeen van hulle. Ek bid U liefde, U genade, U gemeenskap oor elkeen van hulle nou. Pastoor Sonja, pastoor Dani, Simonai, pastoor Room, my moeder Fransis, my pastoor Ben, Janita en Ben, pastoor Benny. Dankie Jesus vir U liefde. Dankie Here vir U genade op elkeen van hulle se lewens, my gebed in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Ek wil nou sê, lank gelede het ek hulle getrou, en ek was by toe Benny die eerste keer hardop gebid het. Dit was met rukke en stote, en nou sê hy 'n pastoor, maar ek wil net vir julle sê, sy is ook een, so sy gaan ook 'n spreekbeurt. Is vandag 12 jaar terug. 12 jaar terug. Is vandag 12 jaar terug. Baie geluk. Gee hulle hande klap. Ja. Party wat ek het hulle die Saterdag ry, die Maandagoggend ry my foon, ek sê, loopje, sy sê, skeer op my papier, ek gaan hom vermoor. Hulle is dan ook nou omtrent 15 en 3 kinders later, baie gelukkig getroud, maar hulle het met 'n rokkie troue begin. Pastoor, jy's aan die woord. Ek kan net eers dankie sê aan die Heilige Gees. Wat is ons pastoor sê elke Sondag, dat die Heilige Gees verwelkom. En dit is wat ons vanoggend ook gesê het, die liedjie uitspreek, moet oor die hel. Ons het begin met daar agter gesit. En as die woord begin op jou val en dit begin met jou werk, en jy begin 'n soldaat word, en almal weet die oorlog is allemaal so te diens, om jy daar van agteraf, en jy was in die voorstaan, pastore, wat ek ook vir dankie wil sê, is die leaders wat hulle was. Want hulle is die ouens van die oorlogskennis en die verlig het. En soos jy gehoorsaam word, en jy kom daar toe, en stuur jou daar na 'n plek toe, dan is die volgende stap nie die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Amen. Want die Here lei hulle, en hulle stuur vir jou. En ek kan sê, dankie aan die Heilige Gees en die gehoorsaamheid nie. Dankie aan pastoor Ben, wat ons gestuur het, en ons het begin by die badkamer, by die bidkamer. En dit was 'n journey gewees, en dit is regtig waar nie maklik soos pastoor Ben sê nie, maar die vyand het jou al klaar geïdentifiseer. Hy ken al jou swakpunte, hy weet alles van jou af. En sodra jy begin so in die diens voor tot dit kom, het iemand ook al gesê, hoor die vlak, hoor is die aanslag. En dit is net so waar. Daar in die bidkamer, ek seker nie die enigste persoon wat al opgee nie. Maar ek het gesê, dus ons vroeger op het singen dat die liedjies het my heeltyd so herinner, hy sê in wys vir die Here. Amen. En dan kan ek net die liewe kraag, ons kan weer aangaan met die volgende aanslag doen. En tot vandag toe nog hiervoor, selfs met kursus, met die dinge wat in die mense lewe gebeur, die Bybel weet hoe om jou te breek. En sy grootste aanslag is eintlik om ons stil te hou. Ek wil nie jou mond oop hê. En toe ons begin met die kursus, ek dink ek was net so verbaas toe daai vraag aan ons gestel, wie wil wat almal opgegee, en almal se hande Amen. is opgesteek. Ek sê toch ek is nie gesê wat wil opgee. Maar het wys net die duiwel werk om almal dat kind van die Here wil hy iets in ons stil maak. En hierdie was vir my net 'n inspirasie.
En hierdie sertifikaat is nie vir my 'n prestasie, dit is vir my 'n oproep deur die Heilige Gees Amen. om nou na vore te kom om te bewys vir hom is nie sonde. En dit is wat ek die boodskap hier wil volg vir julle wil gee is. Nie by die vyand jou mond staan. Amen. Dit is gehoorsaam. Daar kom 'n oproep elke diens wat ek is daar 'n oproep vir ons om te staan. En ek dink dit dat pastoor die groep ook gesit het en pastoor Roestraat dit wat die duiwel wil doen ons nou te beperk in die preke en alles, dit is om ons mondstil te hou. Maar kom ons staan op. Die Here soek elkeen van julle se getuienis. Dit is al wat ek wil gee vir my verkeerde boodskap is vir die woord sê. Jou getuienis moet ons al gee in Here Samaria, Judea en die toekoms vir die wêreld. Dis al wat ek kan sê. Baie dankie. Amen. Ons gaan weer sê, Holy Spirit move me now. Wil jy gesing het? Ag, gee vir die man. Nee. As jy 'n pastoor is, moet jy als gewoond wees. Holy Spirit move me now. Net so sit, moenie opstaan nie. As jy wil, maak toe jou oë, luister net. Moenie jou hand opsteek nie, steek jou hart oop. Skeer jou hart. Weet nie hoe oud jy is nie, ek weet nie hoe lank jy in die bediening is nie, ek weet nie hoeveel keer het jy seer gekry in die kerk nie. Mense sê vir my, ek het seer gekry in die kerk. Ek sê, dank die Here, jy's nie die pastoor nie. Dan was jy vuisfoos. 2 fights te veel. Kom ons vertrou die Heilige Gees vanmôre. To make my life whole again. Dankie my kind. Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, make my life whole again. With Holy Spirit, with me now, and make my life whole again. Make my life whole again. Over me. Over me. Halleluja, Here Jesus. Ek wil aanhaal by wat Benny gesê het. We are amazed by your presence in Jesus' name. Amen. Baie dankie. Ons nuwe drumspeler uit Australië uit vanmôre. Hy hoort eintlik hier. Ek het vir hom gesê welkom in sy nuwe gemeente, maar hy's baie nikkerig. Hy sê dis baie lekker daar, maar hy sal nog slim word. Hy's baie jonk. Gee hom maar 'n kans. 1 Timoteus 6:20 en 21. Gee die Here vir my en ek lees dit en ek doen nie eintlik die baie Bybel ding nie, maar ek het gevoel ek moet bietjie meer uitvind wat sê hierdie vers as wat die 33 vertaling wat ek gebruik, 33:53, en ek gaan kyk na 3 verskillende Bybels, die 83 vertaling en baie interessant, die Boodskapper.
En ek gaan nou vir jou lees wat sê die 53 vertaling, en dan gaan ek vir jou lees wat sê die 83 vertaling, en dan gaan ek vir jou sê wat beteken dit volgens navorsing. Paulus praat met Timoteus. Vermoere praat God se woord met my en met jou. So neem dit persoonlik op. Moenie dink jou vrou so pomp en sê this is for you nie. My man, let bietjie op nie. Hierdie is vir jou persoonlik. Hy sê bewaar jou pand. Die nuwe vertaling sê, miskien moet ek maar die bril opsit. My vaderland, ek staan al hoe nader elke oggend aan die goed wat ek moet lees. Die nuwe vertaling sê bewaar wat aan jou toevertrou is. Wat is aan my en jou toevertrou? Wat is hierdie pand wat die woord van God praat? En hy praat met elke Christen. Hy praat nie net met pastore nie. Hy praat met elke Christen. So hierdie is ook vir jou bedoel. Wat is hierdie pand? Die ware evangelie en leer van Christus. Hierdie pand wat ek en jy gekry het, is die ware evangelie en die leer van Christus. Beskerm dit teen valse verdraaiing. Dan sê hy, vermy die onheiliges, onsinnige praatjies. Die nuwe vertaling, mense wat praat oor dinge wat hulle niks met God te doen het nie. Hulle het niks met God te doen nie, maar hulle wil heeldag 'n eier lê. Volstruiseier of 'n dinosaurus, ek is nou nie seker. Mense wat praat oor dinge wat hulle niks met God te doen het nie. Jy sal uitvind, pastore, mense in die bediening, is daar baie ongoddelike mense, wat vir die kansel en die predikant en die Christen wil vertel wat's reg en verkeerd. En hier sê die woord van God, hy sê, mense wat beweer dat hulle het 'n spesiale openbaring of wysheid, maar dit is nie van God nie. Ek glo nie in God nie, ek glo nie in die Bybel nie, ek glo nie in die kerk nie, ek glo niks wat jy sê nie. Maar ek wil jou sê jy is verkeerd. Dis wat hulle doen. Maar dis niks van God nie. Dan die laaste gedeelte is, waarvan sommige gelykenis gedoen het en belydenis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg gegaan het. Die nuwe vertaling sê dit baie mooi duidelik. Hy sê vermy die onheilige en sinnelose praatjies en die redenasies van die kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Ek het die kennis, ek verstaan die Bybel. Nou wil ek die Heilige Gees, wat hier vandaan bedien word, wil ek nou reghelp. Ek wil vir jou sê, ek weet beter as jy. Maar ek glo nie in die Bybel nie, ek glo nie in God nie. Ek kom net kerk toe oor my lewensmaat sê ek moet, maar nou wil ek my slim, ek het hierdie kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Dit is nie regtig kennis. Daar is mense wat hierdie kennis aanhang en soos van die geloof afgedwaal het. Ons moet so versigtig wees, wat mense wat glad nie in God glo nie, ons wil leer wat God sê, as ons die hele week, dag en nag daaroor gebid het. Nou moet ek vir jou die boodskapper se verduideliking daarvan lees, hoe hy dit sê, en dit is baie duidelik. Liewe Timoteus, onthou dis Paulus wat met Timoteus praat, kyk mooi na alles wat jy gevra is om te doen. Moenie jou tyd mors met die praat wat niks met God te doen het nie. Ons laat mense toe om ons te manipuleer wat niks met God te doen wil hê nie. Wees versigtig vir daardie klomp wat met hulle deur mekaar redenasies wil voorgee dat hulle so 'n wetenskaplike en slim is. So ek wil jou vra vanmôre, ek en jy moet ons oë op God hou. Daarom het gesê, moenie na my luister nie. Luister by my verby, luister na wat die Gees van God wat nou binne in jou is,
vir jou sê. Dis waarna jy moet luister. Jy moenie na my luister nie. Ons moet na God begin luister. Daarom sê ek, hou op Bybel lees. Dis nie 'n boek nie. Begin hom inasem. Begin hom bestudeer, begin hom deurblaai. Hou op bid. Die mooiste gebede. As ek by 'n plek kom en daar's iemand wat gaan bid en hy haal 'n papiertjie uit en hy begin lees, dan wonder ek wie gaan vanmiddag se Grand Prix wen. As ek by die huis kom en ek wil met Fransis praat of ek kom haar by Dina en ek wil met haar gesels, dan sê ek, wag Dina, wil net my notas uithaal. Hallo Dina, en hoe gaan dit? Antwoord, nee, ek praat uit my hart uit. As jy met 'n lewende God praat en jy noem hom Abba, Vader, dan praat jy uit jou hart uit. Jy kom nie kerk toe om die sitplek warm te sit nie. Jy kom hiernatoe om 'n disipel te wees en disipels te gaan maak. So ek wil by jou pleit vanmôre, ons moet, nou is ek bly iemand het nou iets gesê van die brullende leeu. Hy kom om te steel en te verwoes. Hou op stry met mense wat nie die moeite werd is nie. Kerk van God. Dit het tyd geword dat ons ophou kerk hou. Dat ons begin wakker word. Dit het tyd geword dat ek en jy, en ek gee nie om waar jy sit en hoe oud jy is, ek gaan my skoonma vir 'n voorbeeld gebruik, ou ding gaan al hier na uit of iets, en ek is die jongste, ek gaan 17 toe, is nie 'n grap nie, it's wishful thinking, maak nie saak waar jy sit vanmôre nie, ek en jy moet 'n disipel wees. Die tannie bel my, sy sê ek kan niks vir God doen nie. Ek sê hoekom nie tannie? Sy sê ek bly op die 6de verdieping in Springs. Die huisbrug werk al 6 jaar nie. Ek weeg 200 kilos, ek sit in 'n rolstoel. Sy tyres is al flat. Hoe kan ek vir die Here iets doen? Ek sê tannie, bid. Bid oggend en aand, bid in die middag. Sit 7de laan af en ek weet nie wat sê die nuwe soupie se name nie. Sit dit af, praat met God. Sy sê maar vir wie moet ek bid? Ek sê tannie begin by Ben en Francis Loubser. Nee, kan nie vir jou bid nie, jy's 'n pastoor. Sê tannie, bid vir die pastore en die predikers, want hulle is besig om van die wa af te val, want hulle kan nie die punch vat nie. Dis nie so maklik nie. Dis makliker om handdoek in te gooi. Dis makliker om te sê ek sien nie meer kans nie. Ek kan Fransis kry om hier voor te kom staan en sy kan julle vertel hoeveel keer wou ek al handdoek ingegooi het. Hierdie week het ek weer geval gesê, ek wonder nie of ek is nou amper 70, ek wonder nie of ek maar op 60 moes klaargemaak het. Ons wil handdoek ingooi, want die pressure is te veel, as jy onder die bloed uitbeweeg. Jy moet onder die bloed bly. En of jy 87 is, en of jy 20 is, God het jou geroep, God het 'n plan. Daarom sê ek kerk, ons is die kerk, hier is die huis van God, dis die plek van samekoms, ons is die kerk van God, word wakker, en neem die woord, luister wat sê hy hierso, pas op vir geestelike hoogmoed. Dis waaroor ek wou preek, en toe besluit ek, nee, ek gaan nie oor geestelike moed, en toe ek hierdie woord kry, toe sê hy, pas op vir geestelike hoogmoed, mense wat dink wat hulle weet meer as ander, of selfs meer as God. Ek weet meer as God, want ek ken die Bybel. Niemand ken meer as God nie. Jy kan hoeveel grade, jy kan hoeveel dokters wees en professors, ek het nie baie waarde aan daai goed nie. Ware kennis kom uit nederigheid en gehoorsaamheid van die waarheid. Ware wysheid lei tot nederigheid, nie tot hoogmoed nie. As jy vanmôre hier sit en jy sê, ek sal nie doen wat die woord van God sê nie. Sê die woord van God, jy lei aan hoogmoed. As jy vanmôre sê, ek gaan nie na die of daai predikant luister nie, wat praat wat die woord van God sê, jy moet onderskei. Daarom moet jy my toets aan die woord. En iemand het dit, dink ou nie dit gebid.
Moenie bang wees om vir my te kom sê jy's verkeerd nie. Ek sal dit waardeer, want ek maak ook foute, baie min. Is dit 'n grap? Fransis moes eintlik amen gesê. Waar is die ek het my uurglas by die huis vergeet. Jene, gaan hom nou in die kar sit as ek by die huis kom. Waar is die uurglas van die lewe? As jy na die wêreld kyk, en jy vergelyk hierdie 2000, nee, seker 4000 jaar oue woord van God, wat die Romeinse Katolieke nou oorskryf, want hulle sê hulle moet hom oorskryf, want jy sien, hy's oudmodies. Ons moet hom verander, ons moet Levitikus uithaal wat sê, 'n man mag nie saam met 'n man slaap of 'n vrou saam met 'n vrou nie, en threesomes en sixsomes en ek weet nie wat ons nie. Ons moet dit uithaal want dis oudmodies. Hierdie 4000, 8000 jaar oue Bybel, vergelyk dit met vandag se nuus. Gaan jy skrik as jy sien hoe naby is dit aan die waarheid. Goed wat duisende die profete, en ek is nou die dominee is nou nie vermoor nie, want hy is nogal krek, en Tannie Anna is oorlede, as ek haar nou gevra het, sy gesê het, hoe oud is die Bybel? Tommy, weet jy, hoe oud is Genesis, wanneer is hy geskryf, hoeveel jaar voor Christus? Nee, Tommy kan ook nie nou dink nie. Besef ek en jy, wat is nou besig om te gebeur? Terwyl ons hier sit, daar buite, besef ons wat is besig om te gebeur. Ek wil sê, ons God en Skepper, wat ons aanbid, is Yahweh. En ek sê dit spesifiek, laat ouens nie dink ek praat van Allah of een van die ander clowns nie. Ons aanbid 'n lewende God. Sy woord, Jesus Christus, sy seun, die salwing van God se Heilige Gees, word hier lewend, word deur die One World Order platgedruk. Dit gaan weggevat word. Die huis van God gaan weggevat word. Ben het nou daarvan gepraat, en ek wil daaroor praat. Weet Christene, wat elke Sondag in die kerk is, weet predikante, waarmee is ons besig, waarmee is die wêreld besig, wat is ons weerstand wat op pad is? Ek kyk, daar staan 'n pragtige babietjie, ek wil hom geonderskep het, maar sy oupa is so groot, soos 'n tank, die loop ek maar net saggies verby, en ek kyk net so, en hier's ook een, en sy oupa het net so lang baard, ek gaan niks vat nie, my kinders het nou lui geword, hulle wil nie meer nie, word ons regering, nie Hong Kong of hierdie regering, het godsdiens uit die skole gehaal, en ons kerke, en gesante van God, want jy is net so gesant soos ek is net op 'n ander vlak, en jy op 'n ander vlak, nie hoor en later, en ons is aan mekaar gelyk, ons het dit toegelaat. Dit help nie om kwaad te wees oor aan die treine is nie, ons het dit toegelaat, daar's nie 'n weermag nie, ons het dit toegelaat, want toe hulle dit weggevat het, kon ek nog hol en 'n paar ander triks ook maak. Werksplekke, sport, besighede, predikers, hulle suig die predikers in, en hulle sê vir ons, wat ons moet preek, huise van God, wedergebore kinders van God, bestaan nie meer nie. En wat het hulle gedoen? Hulle het net gesê, Sondag, moet ons die mall oopmaak. En elke 80% van die leesstoele vermoere, is by die mall. Jy kry maklik parking hier binne. Jy kry nie by Eastrand Mall parking wat 1 miljoen meer parkering het nie. Want die Christen is by die mall. Want gister het hulle sport gekyk. Ek dink die Bokke het gespeel. En gewen. Okay. Vra die vraag. God vra die vraag vanmôre vir my. Ben, waar staan jy teenoor God, teenoor die woord, teenoor die gemeente, teenoor die TV en die radio waar jy bedien? Waar staan jy teenoor hierdie ouens wat jy wil shot? Waar staan jy? Wat is jou standpunt regtig? Ek kry gisterand 'n ding op Facebook van iemand wat sê, en wat gaan die kerk doen?
Hier's nou 'n nuwe ding. Ek wil nou net kyk wat is hulle naam. Ek het nou hulle naam hier iewers. Ek kan nou nie. Ek sal hom nou kry. Gaan ons soos in toe die ANC oorgevat het, gaan ons sê ek is okay. Ek is okay, jy weet. Iemand het eendag vir my gesê, daar het niks verander in Suid-Afrika nie. Ek eet nog steeds steaks. So wat pla dit my? Hulle kan maar steel. My steaks was so dik. Hulle is nou so dik. En partykeer moet ons hulle maar die steak vat, dan neem ons foutokoppies, dan kry elkeen 'n papier. Ons is besig om agteruit te gaan. Ons is besig om versmoor te word en die kerk slaap. Ons moet begin veg. Of gaan ons sê, I go with the flow. Can't fight them, join them. Ek gaan ook nou maar begin steel, want ek sien, dis nogal 'n redelike, maklike manier van geld maak. Nee my liewe mens, die aanslag teen ons en ons God, en al wat tussen ons en God, tussen hulle en God staan, is ons, is sy kerk, wat hy geroep het, soos hy daai 2 mense vanmôre hier voorgestel het, soos baie van ons, die woord van God sê, by nou moes julle almal al predikers gewees het. Nee, jy hoef nie jou werk te bedank en nie te kom staan nie. Die Here sal ouens roep hiervoor. Jy hoef nie Dinsdagoggend saam met my op die TV te wees nie. Hy gaan ander ouens roep daarvoor. As hy my kom haal, gaan iemand anders daar sit vir die TV of die radio. Maar hy het jou geroep. En as jy gaan uitvind waarvoor, gaan jy dalk verbaas wees. En jy gaan uitvind hoe lekker is dit om vir God te werk. Hierdie week in die nuus, Amerika gaan hierdie week 'n totale lockdown hê. Ek het dit nie gaan ondersoek nie, ek het dit nie gelees nie, toe ek dit sien, toe sê ek, ja, and there goes another one. Rema Kerk het op die 2 Augustus 'n nuwe ding geteken. Die regering gaan nou, die kerke moet nou aansoek doen vir hulle pastore, vir 'n lisensie om te kan preek. Okay, dis nou miskien nie so bad nie, ons moet georden wees. Nou moet ek aansoek doen, maar dis nie waar dit eindig nie. Hulle gaan nou vir my sê wat ek mag preek. As hulle vir my sê, LGBTQ is reg, dan moet ek dit sê. As ek dit nie sê nie, gaan ek tronk toe. En my lisensie word weggevat, en my kerk se deure word toegeslaan, en toegekap. Dis wat nou gebeur. Die regering maak 'n nuwe wet. Jesus is lig met 'n lisensie. Ons naam sal moet verander, want Jesus mag nie geprofeteer word nie. Mag nie gesê word nie. En ons sê, ag, is okay man. Ons is okay, jy weet, die by Jesus is lig, is dit lekker. Dit gaan nie lekker bly nie. Dit gaan nie lekker bly nie, maar ek en jy moet, daarom sê ek, as ek hierdie ding oopmaak, en ek sien, kill the farmer, kill the boer, dan spring ek so hoog, dan skryf ek, that'll be the bloody day. My Samuel het gesê, jy sterf nie vir jou land nie, jy laat hom vir sy land sterf. Ek en jy moet standpunt inneem. Ek en jy moet sê, Here, ek stem nie saam nie. En jy moet dit vir iemand sê, jy moet nie aanstuur kill the farmer nie. Dis propaganda. Jy moet sê, nou, ek laat dit nie toe nie, ek gaan dit nie sê nie. Delete dit. Yes, ons stuur dit, dis vry propaganda vir hulle. Die naam sal seker met van, ja, jy kan nie met God praat nie. Daar's 'n vrou in die parlement. Sy sê, ons praat in die lig, want daar is nie God. Jy kan nie met God praat nie. Net die Sangoma kan met God praat. Sy praat met 'n God, 'n klein lettertjie God, 'n ondergrondse God, 'n demoon. Nou gaan hulle ons verbied, en hulle gaan mense hier sit, wat luister, snitch. Ek het so 'n klein dogtertjie daar by die huis. Kyk, sy's 'n snitch. As een van haar boeties of sissies doen haar hardloop, sê sy het nie tande nie. Sy lyk soos 'n skollie daar van Kaapstad af. Dan sê sy, oupa, my sussie het gesê, dan sê hulle, jy's 'n snitch.
Dit is die tyd geword dat ek en jy snitche word vir Jesus. Dat ons begin praat, dat ons begin vir die wêreld sê, ek stem nie saam nie. As hulle sê hulle vat godsdienst uit die skool uit, moet ons, leiersraad, let op, moet ons 'n brief skryf. Hulle gaan daai brief so vat en in die as kan gooi. Dis goed. Maar ek en jy moet weet, ons het geskryf. Ons moet weet, ons het gesê. Want as jy nie gesê het nie, moet jy shut up. Hoekom dink jy stem ek elke jaar? Gaan staan ek daar in die son. Nou is ek lekker, die vrou wat aan werk kom so by my verbygegaan, sy steek so, sy sê, wat, gogo of iets, vir Fransis, en ouma is ook by, sy sê, gogo, you can go to the front. Ek sê, is lekker om oor 70 te wees. Weet jy hoekom stem ek? Dat ek 'n sê kan hê. As ek nie gestem het nie, moet ek shut up. Ek gaan nie stem, het gaan nie help nie. Jy moet gaan stem, dat jy stem kan hê, dat jy kan sê, jy moet kan sê, ek is 'n gesand van God, en ek stem nie saam nie. Al skeer hulle dit op, moet jy dit doen. Regering sê, ons spreek, wat hulle sê of ons gaan tronk toe, glo, ek glo die bruidegom huil. Kom glo ek die bruidegom huil. Hy wil die bruid kom haal. Ek dink ons sal oor ons tyd wat hy ons wou kom haal, maar hy stel nie uit vir enige ander rede oor ons goeie kerkgangers is nie. Hy stel uit omdat die kerk, julle en ek, nie gereed is nie. Nee, ek is nie gereed oor ek 'n titel het nie. Ek is nie gereed oor ek hier voor staan nie. Ek gaan met 'n dubbele maat gemeet word. So ek kan nie vir jou preek, kom tot bekering nie. Ek moet sê ons moet wakker skrik. Ons moet tot bekering kom. Ek eerste. Markus 14:34 en hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Hy praat met sy disippels, maar vanmôre praat hy met hierdie disippels. Daai disippels. Hy sê, ek is bedroef, want ons waak nie meer nie. Ons worry nie meer nie. Ons besluit wat 'n bladsy moet uitgeskeer word. Ons besluit wie mag hier voor staan. Ons besluit of ons van die drummer hou of nie. En dan sê ouens, ek kom nie meer kerk toe nie. Hoekom nie? Daai lig is al 3 maande dood en niemand het niks gedoen nie. Ek sê okay, ek sal volgende Sondag iets doen. Wat gaan jy doen? Ek gaan my pallet bring en hom stukkend skiet, dan hoef hy jou nie meer te pla nie. Haal jou oë van die lig af en kyk na God. Kyk na Jesus, die lig. Ons beklei oor petty, terwyl ons op pad hel toe is. En nou kan jy sê, maar ek is nie op pad hel toe nie. Maar ek gee nie om oor hierdie 1000 wat saam met hier sit nie. Of die 1000 wat nie hier is nie. Hierdie 2 mense sit elke keer as hulle hier is op dieselfde plek. Hulle sit op dieselfde plek, hulle sit op die plek, ouma hulle sit op dieselfde plek, sy moeder sit, hulle sit op dieselfde plek. Het jy al gesien wie sit voor jou? Het jy gesien hulle is nie vandag hier nie? Het jy al hulle nommer dat jy kan sê, ek het jou gemis vanmôre. Ek het al uitgevind, ek loop in die dorp. Dan loop ek iemand raak en sê ek, hi, hallo. Nee, how do you do nie? How do you do? Ek het jou gemis. Sondag is hier. Net oor iemand gesê het, ek het jou gemis. Nie oor hulle bang is vir my nie. Wees, my vrou was bang vir my. Net oor ek gesê het, ek het jou gemis. Waar was jy? As ek 'n WhatsApp kry, as ek iets nie bywoon by die pastore bid hier nie, ek dotchok hulle maar so bietjie van tyd tot tyd. En iemand skryf, Ben, ek het jou gemis. Wow, my liefde, iemand mis my. Ek dog is net jy, payday. Ek het jou gemis. Ja, Jesaja 6:8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. Hoeveel keer het jy al daai woord gehoor? Hoeveel keer het ek al daaroor gepraat? Radio, TV, kerke, mighty men, waar ek opget. Wie sal ek stuur? As ek nou vra, wie wil gestuur word, steek op jou hand. Jy moet nie nou so maak nie. Dan is jy môre die pastoor. Daar's nog een, hy vry sy bees.
Ek sien hierdie goed. Julle dink ek staan net hier en rondkyk. My liewe mens, as ek nou vra wie steek op jou hand, gaan die helfte sê, that'll be the day. Want ek het nie tyd nie, ek het nie lus nie, ek is te besig, ek is te moeg. Woensdag aand se bid hier. 50. Fantasties, prys die Here vir 50 mense in Eastvale op 'n Woensdag aand. Maar waar is die ander 500? Ons is te besig, ons is te moeg, ons het kinders. My dogter sê nou vir my, "Pappa, maar jy verstaan nie. Ek het 3 kinders." Ek sê, "Dink jy jy's gebore op 16?" Ek het ook 3 kinders gehad. Ek weet hoe dit voel. Being there, done that. En, ja maar, Joshua speel rugby. Ek sê, "Het jou boetie nie ook rugby gespeel nie? Het jy nie klavier?" Ek onthou, ek swat my graad. Yes, en is moeilik en ek sukkel. En nou betaal ek vir haar musiek. Nou sê sy, ping, 1, 2, 3. Ping, 1, 2, 3. Ping, 1, 2, 3. Ek sê vir Frans, bring net vir my eerplek. Want ek moet ekonomie swat. Nou sê ek ook al, ping, 1, 2, 3. Ping. Dis kinders. Het jy nog jou wapenrusting aan? Maar interessant, hier steel iemand uit, kom bid vir my, dan kom die bidders, dan sê hulle, waar staan jy eers daar? Kom gou. Ons gaan nou eers ons wapenrusting aantrek. Ek sê, wanneer het jy hom uitgetrek? Jy is nie veronderstel om jou wapenrusting uit te trek nie. Psalm 139:23. Ek was 'n infanteris in die army. Ek het dit verskriklik geniet. Net die ou bene wou nie lekker nie. Anders het dit ook maar goed, anders was ek nou nog dalk daar. Ek het nogal hierdie oorlog ding gelaai. Maar weet jy wat? Die lewe van 'n infanteris in oorlogsomstandighede is 7 minute. Maar ons was nie te bang om oorlog te maak. Maar hierdie is die grootste geveg van jou lewe. Maar ons slymer nog 'n bietjie, ons slaap nog 'n bietjie. Ons wil nie, ons trek ons uniform aan en dan gaan lê ons onder die bos. As ek daai uniform, Fransis het nooit saam met my dorp toe gaan as ek my uniform aangehad het. Dis hier in regiment Springs vir baie jare. As ek daai uniform in het, dan hierdie swart hond hier binne, dan sit hy so regop. Sy ore staan soos daai bull terrier vir my sin. As ek loop en jy loop voor my en is jy om, want ek is 'n soldaat. Maar wanneer gaan ons soldate word vir Jesus Christus? Wanneer gaan ons, as ons by 'n plek instap, die ou sê, "Chips, wie's hier? Anna Grootbek, Chips." Sy gaan vir jou sê, jy moenie die naam van die Here Jesus uitelik gebruik nie. Moenie nou 'n vuil grappie vertel nie, hier's Jannie. Jy sien hoe groot is daai ou. Of gaan hulle sê, "Ag, Ben, kom kyk hierdie vuil grap." Okay, ek sien een offer. Wat 'n soldaat is ek en jy? Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. God ken jou gedagtes nou. Daar's nou 'n paar gedagtes in jou kop. Gaan ek nou vir hierdie ou na die tyd sê dis mooi? Moet asseblief nie. Gaan ek vir hom sê hy's 'n goeie prediker? Asseblief moenie. Of gaan ek sê you changed my life? Nie jy nie, Ben, die Heilige Gees van God, want ek wil 'n soldaat wees. Ek wil wakker wees. Ek wil op die voorste linie wees. Onthou een aand jaag ons daar, hulle sê daar's terroriste en ons jaag so toe. En ek hardloop en ek lyk soos 'n regte soldaat en bomme en al. En ek sê ek wil op die voorste jeep ry. En hulle sê vir wat? Sê ek wil eerste daar wees. Lekker bossies. Wil eerste daar wees. As die skote klap, wil myne die eerste wees. En nou is ons in die grootste oorlog van alle tye. En die vyand is nie meer daar nie, hy's tussen ons. Hy sit in die kerk, hy sit in die vergadering, hy neem besluite oor my en jou in die huis van God se toekoms. En ons sê nee, wag, nou moet ek nie betrokke raak nie. Wat gaan my pelle sê as ek nou vir hulle sê ek wil nou vir Jesus begin werk? Ja, ek kan nie nou nie, want jy sien ek het nog 'n bachelor's party en daai manne kan drink en dit is op die huis. Kan nie nou ja sê nie. Nee, ek is behoort nog aan hierdie kindergroep. Dis te lekker. Kom ons sluit ons oë.
Hierdie tyd in 'n diens is daar 'n uitnodiging. Wie sê ja vir Jesus, dan moet jou hand opsteek. Dan staan ek en sê ek, okay, ek sien jou hand, laat sak maar, laat swak maar. En dan, partykeer dan sê ek, okay, kom vorentoe, en dan staan mense hier, en dan prewel hulle 'n paar woorde agter iemand anders aan. En dan sê hulle, sjoe, nou is ek op pad hemel toe. Nee, jy is nie, daarom gaan ek jou nie vorentoe roep nie. Ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie. Ek gaan jou vra, daar waar jy sit, skeer jou hart. Here, hoe lyk ek regtig? Ek ken Ben Loubser, na amper 69 jaar ken ek Ben Loubser baie goed. Ek weet waarvan hy hou, ek weet wat hy kyk op die TV. My dogtertjie is klein, sy sê, papi hou van karretjies. Ek sê, wat laat jou so dink? Sy sê, jy kyk dit elke dag. Ek ken vir Ben Loubser. Ek weet wat sy foute het ek. Ek weet wat, I know what put Francis on and what puts her off. Ek weet wat doen Dina en waarvan hou sy. Ek en sy het saam groot geword. Ek ken vir Ben Loubser. Ek weet wat doen ek verkeerd. En ek gaan nie vir julle sê nie. Bid maar net vir my. Maar ek weet, en jy weet, vloek jy, drink jy, is jy 'n narcis, my way or the highway, ek is altyd reg, jy's altyd verkeerd. Ek het eendag jare terug die woord bedien, as jy dink jy's altyd reg, is jy meeste van die tyd verkeerd. Hoe lyk jy regtig? Jy weet, ek hoef nie te staan, sê, okay, al die narciste staan op, al die ouens met buiteegtelike en vrouens met buiteegtelike verhouding staan op, ek gaan nie. Ek gaan van jou verwag, om op jou knie te sak en te sê, Here, vergewe my en genees my. Dis nie my werk nie, my werk het ek klaar gedoen. Ek het gesê, wat sê God? God sê, ek klop. Jy moet oopmaak. Dis nou tyd om oop te maak. Ek gaan nie kerk toe nie, want ek hou nie van die predikant nie. Kyk by die predikant verby, man. Kyk na God. Ek gaan saam bly en nie trou nie. Wat sê God se woord? Ek, in al hierdie ekke wat ek doen, wat jy weet wat verkeerd is, ek hoef nie vir jou te sê nie. Die woord van God sê, die Heilige Gees sal jou oortuig van sonde en ergernis. Dis nie my werk nie. My werk is om te sê, God sê. Onthou, ons gaan terug na die begin toe. Ek het jou 'n pand gegee. Waar is die pand? Ek het jou 'n pand gegee. Ek het iets aan jou toevertrou, die ware evangelie en die leer van Christus. Beskerm dit teen valse en verdraaide mense wat praat oor dinge wat hulle niks van weet nie. Alle oë gesluit. Jy moet 'n besluit neem. Ons gaan nou aan God se tafel sit. Nie tafel van die AGS nie, die tafel van Ben Loubser nie, is die tafel van Jesus. Dis God se tafel. Maar God sê, as jy op 'n onwaardige wyse kom aansit, sal jy doodgaan, my vertaling. Moenie op 'n onwaardige wyse kom aansit. Ondersoek jouself, daar waar jy nou sit, is ek 'n ware disipel, vegter vir Jesus Christus, is ek 'n goeie of dalk 'n minder goeie kerkganger. Jy gaan jouself help. Niemand gaan die bordjie voor jou hou en sê, kom, vat. Ek sal maar vir jou gee as jy nie wil vat nie. Niemand nie. Jy gaan jouself help. Jy gaan self besluit, Here, ek wil 'n verbond stig met U. Ek gaan nou net hierna 2 mense trou. 'n belofte aan mekaar, maar 'n gelofte aan 'n lewende God. Daar word dit besluit. Ek wil deel wees van die liggaam. Hy vat die brood. Hier is nie brood nie, is net 'n koekie. En hy breek dit en hy sê dit is my liggaam. En hierdie beker stel voor die bloed van Jesus Christus, die nuwe seisoen. Ek wil 'n nuwe seisoen in my lewe hê. Ek wil 'n nuwe Christen wees. Ek wil 'n wedergebore kind van God wees. Ek moet gehoorsaam wees aan die woord.
Mooi Engelse uitdrukking, daarmee sluit ek regtig af. Where do we go from here? Waar gaan ons nou heen? Ag, miskien moet ek volgende Sondag terugkom. Al wat my irriteer is hierdie ou wat nie stil staan nie. Sorry, maak toe jou oë as ek jou irriteer. Ag nee, ek gaan nie weer terugkom na hierdie ou toe nie, hy irriteer my. So right, nie terugkom na my toe nie. Gaan terug na Jesus toe. Dit is nie vir my belangrik dat jy 1 miljoen ouens moet wees. Dit is vir my belangrik dat al miljoene ouens reg is om na God toe te gaan. Ek wil nie die kerk vol hê om sterretjies te kry nie. Kry nie sterretjies nie. Ek het al baie gewens as die kerk vol is, kry ek bonus. Dan het ek julle omgekoop om hier te wees. Nee, ek kry niks. Ek kry die satisfaksie as 'n man en sy vrou hier instap en hulle loer my daar van agter af en ek dink, Here, waar gaan ek met hierdie 2 mense heen? En 'n paar jaar later staan hulle hier en hulle sê, ek is 'n wedergebore kind van God, ek is 'n disipel en ek veg vir Jesus en ek is nou 'n geordende pastoor. Dit is meer werd as al die geld en al die titels in die wêreld. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy sê na vandag? Jy kan nie sê ek het nie geweet nie, want ek dink die woord was baie duidelik vanmôre. Wat gaan jy sê? Kom ons, alle oë is al gesluit. Here, ek gaan nie vra ons moet hande opsteek nie. Ek sou altyd my hande opsteek en my voete ook, maar dan val ek om. Here, begin by my, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Here, U weet en ek weet wat doen ek verkeerd en wat moet ek bely en wat moet ek nie weer doen nie. Want U woord sê, as ek dit weer doen, word die genade minder. En ek verstaan dit, en U verstaan dit, en ons wat hier sit verstaan dit, en ons wat ingeskakel is verstaan dit. Here, begin by my vanmôre. My vrou, my skoonma, my familie, my gesin, my gemeente, wat U in my hande gesit het. Baie mense sê, jou kerk, ek sê, is net die voorman. Here, ek bid vir elke siel wat hier is vanmôre, vir elke mens. Maak nie saak hoekom hulle gedink het hulle hier is nie. Ek bid vir elke mens vanmôre om weer te gaan boeke vat en te besin oor wat ek glo en wat ek moet leef in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil jou guns vra. Moenie te vinnig opstaan in jou hand in die beker, in die broodemmertjie wat bord druk. Moenie te vinnig die druiwesap vat, wat die bloed van Jesus voor. Vat net so, ek gaan daai band vra hier en daai rassie slaan daai dromme. Ek het altyd gesê op my begrafnis moet hy tog Ice ons moet dit se Ice Surrender sing vanmôre. Ek weet nie waar gaan julle dit inwerk nie. Met hy Ice Surrender, maar nou bly hy so ver, weet ek nie hoe gaan julle om hier kry vir my nie, ons moet maar wag as hy kuier, dan moet ek maar vra dat liewe Jesus my kom haal, dan is hy, my liewe mens, dink net so bietjie voor jy vanmôre aan die tafel sit. Vat net so 'n oomblik, moenie maak soos baie mense, nee, ek gaan nie hierdie om verskoning vra nie, ek is kwaad vir daai vrou, so ek gaan nie aan die tafel sit nie. Dis dieselfde as om te sê, ek wil dit nie hê nie. Gaan maak reg en kom terug. Gaan besluit, ek wil God dien, en kom word deel van sy tafel, word deel van sy alles. Dis my gebed in Jesus naam.